Voorsitter, 'n getroude paartjie het 'n splinternuwe huis gekoop en kon nie wag om hul groenvingers in die kaal stukkie grond te kry nie. Hulle kry toe 'n blink plan. Hulle kitsoplossing was om grassaad te saai. Sommer in 'n jaktrap spoor hulle verkoper op. Wat behoorlik heuning om hulle monde smeer. Slegs 3 weke, meneer, dan het jy 'n lowergroen grasperk. Die transaksie is skaars beklink. Toe word groot sakke kikoejoesaad afgelewer. Die besigheid het beslis nie gras onder hulle voete groei nie. Maar dit was die begin van 'n nagmerrie. U sien, die verkoper was 'n swendelaar wat onkruidsaad aan hulle gesmous het. Hulle erf was oortrek met kakiebos, brandnetels en klitsgras. 'n Konsternasie. Hulle tuin het soos 'n seeroog uitgestaan in die vooraanstaande buurt. Wat is onkruid? Dis daardie plante wat wild en op enige plek groei. Dit verdring ander plante en dis 'n tamaletjie om uit te roei. Net so is daar ook ongenooide gedagtes wat in ons koppe neskrop. Onkruidgedagtes. Dis my eie nuutskepping vir daai gedagtes wat positiewe en kleurvolle gedagtes vernietig. Gedagtes is die stuurwiel wat jou sienings en jou optredes beheer. Dit bepaal jou lewenskwaliteit. Die Afrikaanse liedjieboer, Chris Chameleon, sing in een van sy liedjies oor klein jakkalsies. Ek haal die lirieke aan. Klein jakkalsies krap, en daai klein jakkalsies maak dit ek in my stoel rondkriewel. Is dit hoe 'n broek vol mure voel? Ek weet nie wat hierdie klein jakkalsies in Chameleon se lewe is nie, maar ek weet verseker dat onkruidgedagtes nie lekker in my broek sit nie, en dis 'n klein jakkalsie in my lewe is wat my op my stoel laat kriewel. As u gedagtes in die verkeerde rigting stuur, gaan u die las van onkruidgedagtes verduur. Onkruidgedagtes is skadelik, want jaloesie veroorsaak pyn. Selftwyfel steen ons vreugde en ons visie word verdoesel. In die eerste plek moet ons gedagtes van jaloesie in die kiem smoor. Jaloesie is soos die bekende onkruid, die kameeldoringbos, met sy ellelange dorings. Boeta, as jy op een van daai dorings moet sit, gaan jy sweet soos 'n matroos. Net soos hierdie krimineel van 'n doring, veroorsaak jaloerse gedagtes pyn, wat ons inspirasie demp. In die artikel, Maak jaloesie dood, op die wordpress.com online Bybelblad van die 14de Julie 2023, gee die teoloog, Jakel Kroof, 'n kolskoot beskrywing van die groenig monster. Sy sê, jaloesie gee voor om jou vriend te wees, en wil jou oortuig dat jy die arme slagoffer is, terwyl ander mense beter as jy het. Maar dis vals en verlammend. Toe ek verlede jaar die hoërskool betree het, was ek stom geslaan oor hoe baie meisies ander nie 'n plekjie in die son geniet. Hulle steek hul neuse oral in en word deur die groenig monster aan daardie selfde neuse gelei. Aan die einde van die dag veroorsaak dit soveel pyn wat erger brand as 'n kameeldoring. Tweedens is daar die onkruidgedagtes van selftwyfel. Hierdie tipe gedagtes laat my dink aan die motvanger, 'n nare onkruid wat teen enige boom of plant oprank. Dit verdring als en beroof hulle van hulle skoonheid. Dis presies hoe gedagtes van selftwyfel ook werk. Dit rank op en steel ons vreugde. Ander mense se sienwyses is die grootste oorsaak van hierdie wurgende onkruid in ons harte. Ek is nog altyd gemaklik in my eie vel en is tuis op die verhoog. Tog moet ek erken dat dit makliker was op laerskool, toe ek dit net geniet het, sonder om myself te steur aan Jan Alleman se opinies. Deesdae word tiener Tiana gepootjie deur ander se opinies en is ek deeglik bewus van die geitjies wat agter hulle hande vir mekaar fluister terwyl ek op die verhoog is. Dit steel my vreugde en kweek twyfel in my hart. Twyfel is geloof in Trirat. Hoe meer ons gedagtes van selftwyfel koester, hoe meer manifesteer dit in ons lewens. In die boek Manifest, 7 Steps to Your Best Life, wat gepubliseer is in 2022, sê die motiveringsspreker en skrywer Roxie Nafusi, dat manifestasie die kragtigste mag in die heelal is. Met ander woorde, dit wat jy wil hê of wil regkry, kan jy na jouself toe aantrek en dit laat gebeur. Hou op om in jouself te twyfel. Laastens,
word ons visie verdoesel deur die wurggreep van onkruidgedagtes. Dis soos die geelblom blauwdussel onkruid. Boere haat hierdie stekelrige plant, want dit verdring weiding en vergiftig mens en dier. Dis 'n onbegonne taak om hierdie indringer te vernietig, want dit groei vinniger as tieners op pizza en kitsnoedels. Net soos wat hierdie onkruid lande so toegroei, dat die grond onsigbaar word, kan onkruidgedagtes ons toekomsplanne toegroei. Die bekroonde Suid-Afrikaanse skrywer, Risa Cronje, het op haar webjoernaal nie.co.za van die 18de Maart 2024 geskryf, dat elke mens die mag het om sy eie gedagtes te beheer. Indien negatiewe gedagtes ons visie belemmer, moet ons fokus op dit wat ons nou kan doen, om ons lewenskwaliteit te verbeter. As ons heeltyd dink aan alles wat kan verkeerd loop, gaan dit verkeerd loop. Onkruidgedagtes kan 'n dwarrelende tornado in jou brein aktiveer. Jy gaan stoei met 'n migraine, wat geen grandpa, grandma of iets dergeliks sal kan beheer nie. Moenie daai blauwdusselgedagtes kans gee om jou visie te verdoesel nie. Dames en here, ek sluit af. Onkruidgedagtes is skadelik, want jaloesie veroorsaak pyn. Selftwyfel steel ons vreugde en ons visie word verdoesel. U en ek het die mag om ons eie gedagtes te beheer. Ons gedagtes kan wonderlike dinge laat manifesteer in ons lewens. Leef met oorwinningstaal en positiewe gedagtes. Onkruidgedagtes stuur af op 'n konsternasie. Nes die splinternuwe onkruidtuin in die vooraanstaande buurt. Hou onkruid uit jou hart se tuin. Daarsonder sal hierdie klein jakkalsie in my lewe die hasepad kies. Sal dit minder krioel en nie meer soos 'n broek vol mure voel.